Goeiedag, baie welkom by vandag se koffiekuiers. Ons is nog steeds besig in die psalms. Ons gaan vandag kyk na Psalm 51. Het jy baie welkom. Lekker om weer saam te kan gesels en saam te kuier. Ja, Psalm 51 is 'n bekende psalm. Dis 'n psalm van Dawid nadat hy nie 'n baie nice ding gedoen het nie. Nee. Maar kom ons lees dit en dan gesels ons verder daaroor. Ek gaan lees uit die 2020 vertaling uit. Psalm 51. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gegaan het nadat hy met Batseba omgang gehad het. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my van my sonde, want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Teen u en teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u gelyk sal hê as u uitspraak lewer, volkome reg wanneer u oordeel. Kyk, in sondeskuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Kyk, die getrouheid verwag u reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer u my wysheid. Neem my sonde weg met mariolyn, sodat ek rein kan wees. Was my, dan sal ek witter as sneeu wees. Laat my weer uitroepe van vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente wat u verbrysel het, juig. Sluit u oë vir my sonde en al my sondeskuld, wis dit uit. Skep 'n rein hart vir my, o God. Vernuwe 'n bestendige gees in my binneste. Moet my tog nie wegdryf uit u teenwoordigheid nie en moet u Heilige Gees nie van my af wegneem nie. Laat my weer die vreugde oor u verlossing ervaar. Laat 'n gewillige gees my ondersteun. Ek wil oortreders u paaie leer sodat sondaars na u kan terugkeer. Red my van bloedskuld, o God. God wat my verlos, laat my tong juig oor u geregtigheid. My Heer, maak my lippe oop en my mond sal u lof verkondig. U vind immers geen vreugde in slagoffers nie. Anders sou ek dit gee. Brandoffers aanvaar u nie. Offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verpletterde hart sal u, o God, nie minag nie. Doen volgens u wil goed aan Sion, herbou die mure van Jerusalem. Dan sal u vreugde vind in offers van geregtigheid, brandoffers en volledige offers. Dan sal daar op u altaar jong bulle geoffer word. Dis 'n mond vol. Ek besef nou weer die 2020 vertaling is 'n meer direkte vertaling. So hier's baie groot woorde wat nie altyd so maklik en lekker lees nie. Ja. Maar het jy die 83 vertaling daarvoor? Wat ek net voor ons nou praat, wat my nogal interessant was, vers 9, sê hy wat maak hy dit meer skoon? Neem my sonde weg met mariolyn. Ja, hierdie, ek het die, wat is hierdie, die multivertaling wat, Ja. En hy praat van hyssop. Neem het weg met hyssop, wat nogal, Ja. ek het nie geweet, dis dieselfde ding nie. Kyk, hyssop is die, waarmee hulle die bloed aan die deurkosyne gesmeer het en die takkie na Jesus toe uitgehou is met die spons op. So dit maak vir my sin dat dit hyssop is, maar daai woord ken ek nie. Ja. Ek weet nie wat dit is nie. So staan in die onderskrif, dit verwys na 'n plant, Origanum serracum, wat teen mure groei en waarmee die Europese Hyssopus, ek gaan nie nou daai woord uitspreek nie, maar seker maar dieselfde. Ja, is seker maar dieselfde. Okay. Hyssop. Ja. Okay. Ja, so dit is die verhaal van 2 Samuel 11 tot 12. Ja. Daai baie, dit is sleg vir Dawid, maar daai baie mooi verhaal wat Nathan kom en dan mos die gelykenis vertel van die boer met die een ooi lammetjie en die ryk koning wat dan ja, so ek dink Dawid wat definitief gekonfronteer word met sy sonde, direk, die Here stuur vir Nathan. Ek wonder partymal hoeveel Nathans die Here oor ons pad stuur en hoe ons reageer daarop. Ja, wat vir my mooi is van Dawid is dat hy onmiddellik herken ek het droog gemaak. Ja. Wat interessant is dat hy sê maar ek het teen u gesondig, maar hy het ook eintlik teen Uria gesondig en teen Batseba, want Batseba word nou uitgemaak as hierdie wille vrou, maar sy het nie 'n keuse gehad nie. Nee. In die antieke wêreld as 'n koning sê hulle stuur jou om jou te kom haal, dan kom jy maar. Ja, so maar ek dink dit is iets van
ek maak by God, want almal behoort op die ouend aan God en ek dink nie Dawid maak af dat hy teen Uria en Batseba en die mense om hom droog gemaak het nie. Ek dink is maar daai oorgee wat hulle weet, maar jy dink mos partymal die Here weet nie. Ja, ek dink dit wys op net sy respek vir die Here en die verhouding wat hy met die Here gehad het, dat hy besef dit wanneer ons sondig ons eerstens teen die Here en die effek van ons sonde het 'n effek op ander mense, maar dis teen die Here en dis as mens nie daai hart issue aanspreek nie, dan gaan mens nie werklik kan bekeer nie, so. Ja, ek dink ons met Bybel sê die groep is ek besig met ander teks en dit die kommentaare sê mens sondig nooit in alleen nie. Jou sonde het altyd 'n invloed op mense om jou. En as mens nou na Dawid se kinders gaan kyk, dan sien mens dat hulle dat sy nalatenskap eintlik maar nogal bit shakes is. Hoe hy geleef het op ouend invloed gehad op die mense om hom. Wat nie goed is nie. Ja, 'n moeilike deel vir my van hierdie Psalm is vers 7, wat sê kyk, ek is in sonde skuld is ek gebore, sondig toe my moeder met my swanger geraak het. Getrouheid verwag u reeds in die moederskoot, in die verborgenheid leer u my wysheid. Nou, ek seker toe jou kinders gebore was, het jy nie gedink daai dag vandat hulle gebore is, dis klein sondaars en nou weet jy dit al. Maar dis vir my 'n moeilike konsep en ek dink dit wys bietjie op die ek dink aan die regte woord, die gevallenheid van die mens, dat ons word in sonde gebore, daar is 'n stuk sonde in ons, maar ek dink nie dis ons identiteit as mense nie. Daar is vir my altyd daai moeilike balans van 'n stuk van my gaan altyd veg teen sonde, maar dis nie wie ek is nie. Kyk, dit word in die doopformulier ook opgevang. Is een van die vrae waarop ons antwoord. Glo jy dat jou kinders in sonde ontvang en gebore is? En ek sê altyd vir die ouers, eintlik wat dit beteken is, jy kan jouself nie red nie. Jy moet deur die genade van Jesus gered word. Daai sonde ontvang en gebore is ek het 'n redder nodig op die einde dag. Kan ek dit myself nie doen nie. En ek dink dis eintlik maar die belydenis. Op my eie is ek nie daartoe in staat nie. Ja, en dis wat ons sien in hierdie Psalm. Dawid besef, ek gaan nie nou, daar's nie iemand in sy land wat hoër is as hy na wie hy toe kan gaan om te sê, hoor, vergewe hierdie sonde nie. Hy moet na die Here toe gaan en sê hy kan homself nie red uit hierdie situasie uit nie. Ja, wat my interessant is dat die 2020 en die 83 vertaling vertaal vers 13 moet my tog nie van die af wegdryf en die Heilige Gees. Ek sien die multivertaling sê heilige teenwoordigheid kan mens dit ook mee vertaal. Want kyk, die Heilige Gees in die nuwe lyk my so anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament word dit uitgestort na Jesus se hemelvaart wat nou om die draai is en dan ontvang ons almal die Heilige Gees. Maar in die Ou Testament word die Heilige Gees gegee aan konings en hier en daar aan 'n profeet. Maar dis nie algemeen, die Heilige Gees is nie algemeen beskikbaar nie. So is nogal vir my interessant dat 51 die Heilige Gees aan Dawid toedig, wat sê ook hoe spesiale verhouding het hy met die Here gehad en hoe kyk die Here sê mos Dawid is sy oogappel. Maar na in God se hart so. Wat natuurlik vir ons 'n redelike troos is as iemand met Dawid se lewenstyl God se oogappel kan wees. Dan kan ons ook God se oogappel wees. Ek lag baie keer sê mense veral van die liedjies wat ons in die aanddiens sing, dan sê hulle ons kan nie liedjies sing van daai tipe kerk of daai beweging nie, want daai mense is maar regtig hulle sondaars. As ek soos dan moet ons ook nie die Psalm sing nie. Dawid was nie, hy was 'n sondige mens, maar hy was bewus daarvan en dis nie dat hy daar gebly het nie. Hy het naby aan die Here geleef in heeltyd vergifnis van die Here gevra. Dit was sy leefstyl gewees en dis vir my mooi. Ek is altyd verbaas oor hoe tot op die been toe eerlik die Bybel is oor God se kinders. Ek weet hier is Dawid nou, dis die bloedlyn van Jesus. Dit is die koning van sy hart en dan vang hy so iets aan. En die Bybel vertel dit vir ons. Die Bybel kon gekies het om dit nie vir ons te vertel nie, en nie die mooi dele van Dawid vir ons te vertel. Maar hy doen nie, hy is so eerlik. En dis weer daai ding van wanneer ons droog gemaak het,
kan ons na die psalms toe gaan en dit lees en jou eie emosies daar. Want ek meen, hoeveel mense loop ons nie raak wat in 'n buiteegtelike verhouding betrokke geraak het of wat seer gekry het in 'n buiteegtelike verhouding. En hier kan ons sien ek kan met daai na die Here toe gaan en hy kan dit vergewe, maar ook dat die Here nie as jy aan die ander kant van is, die ontvangkant was van hierdie gebroke verhouding, dat die Here vir Dawid sê, maar dit is nie reg nie. Jy moet kom bely, jy moet kom sê dit was verkeerd. Want ek dink partymal is dit so mense sal vir my vra, maar waar trek ons die lyn? Everything goes. Kyk, almal is kwaad vir mense in dieselfde geslagverhoudings, maar egskeidings en buiteegtelike verhoudings is so half, ag nee, dis dan nou nie so erg nie. En hier sien ons maar die Here sê dit is nie reg nie. Dit beteken nie jy is verdoem tot in die ewige hel nie. Ja. Maar daar moet 'n stuk belydenis en 'n stuk erkenning wees van ek het droog gemaak. Ja. Ja, en ek dink dis wat in ons samelewing dis nie daar nie. Ons is maklik om vinger te wys en sê ander mense is verkeerd, maar om eienaarskap te neem van net om te sê ek was verkeerd. En ons sien dit nie eers ons sien dit nie eers op klein vlak. Iemand wat oor 'n rooi lig ry en dan sê ekskuus ek jammer ek het nie gesien nie, dis sommer ander vingers wat gegooi word. En jy's verkeerd omdat jy vir iemand toet as hulle oor die rooi lig ry. So dit ek dink dis waar ons as Christene weer daai mantel moet opneem en sê ek gaan eienaarskap neem van die klein en die groot sonde in my lewe en makliker jammer sê. Ja, en ek dink dit begin by 'n stuk erkenning, want as mense voor jou kom sit en hulle praat oor 'n lewe wat uitmekaar uitval, maar daar's nêrens 'n eienaarskap van ek deel 'n verantwoordelikheid. Kyk, die lewe is mos nou nie noodwendig regverdig en alles gebeur soos ek wil hê dit moet gebeur nie. Maar iewers te beplan ek ook my eie moeilikheid met tye. En ek dink net partymal is dit net soos so onregverdig. Soos kinders wat nie leer vir die eksamen en dan doen hulle sleg dan huil hulle. Maar hierdie is dis waarvoor jy geleer het, dis wat jy gekry het, is eintlik baie fair. Maar jy het hierdie gekies om hierdie te doen. Hier is die uitslaa. Dis maar deel van die lewe. Om 'n stuk eerlikheid ook voor die Here. As die lewe regverdig was, dan sou niemand van ons ons het eintlik almal kry baie meer as wat ons verdien. En ek dink dis die groot ding van die lewe en van die Here se genade. Ja, kyk, genade is mos nou dis so eenvoudig, maar tog is dit nogal eintlik 'n moeilike begrip om te verstaan. Want ek meen die spreekwoord sê daar is iets soos 'n gratis maaltyd nie. No such thing as a free meal. So waar ons voel tog altyd en dis waar mense dan begin, maar dalk moet ek nou net die Shabbat hou of hierdie doen of daai doen net om so bietjie te verdien. Daai heeltemal glad nie genade wat verniet is, maar baie duur want dit God se lewe gekos. Ek dink daai balans is partymal vir ons moeilik. Nog 'n laaste ding wat vir my interessant is hier so in Psalm 51 vers 18 en 19 waar Dawid sê die Here vind geen vreugde in offers nie. Brandoffers aanvaar hy nie. Dan offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verpletterde hart sal U o God nie minag nie. En ek wonder baie keer in ons tyd vandag, wat is die brandoffers wat ons bring na die Here toe wat ons dink dit gaan my vergifnis kry, soos wat jy ook genoem het. Wat is daardie tipe dinge, die mees natuurlike ding waaraan ek kan dink is, ons dink ons kom elke Sondag kerk toe, en natuurlik moet ons elke Sondag kerk toe kom, maar ek wonder 'n bietjie wat is daardie goed wat ons sê, nee, maar ek's 'n goeie mens, die Here sal my vergewe, ek gee geld aan 'n non-profit, so, of ek gee hom nou maar R5 vir die ou by die robot, maar dis so ver soos wat ek gaan. Dis vir my altyd moeilik. Kyk, ons is baie ongemaklik met sonde. Kyk, daar's baie min natans in ons samelewing wat regtig na iemand toe sal stap en sê dit wat jy nou gedoen het is verkeerd. Kom, bely, maak reg. Ons is nie daar nie. Ons het die kerk was op 'n stadium by 'n punt wat ons gesê het alles is sonde en draai of braai en dit was baie kwaai geweest. Maar nou toe so half selfs ek
praat 100% vir myself om met mense te praat oor wat verkeerd is en wat verkeerd is in ons lewe. Is nogal vir my moeilik om van 'n kansel af te sê hierdie en hierdie en hierdie goed is net nie reg nie. Dit is hoe dit is, want jy het na die tyd altyd ja, maar wat van hierdie en wat van hierdie dit. Jy mag nie oordeel nie. Nee, ek oordeel nie. Ek sê net hierdie is reg nie. Ek weet jy mag nie veroordeel nie, maar jy mag oordeel. As iets nie reg is nie, is dit nie reg nie. Maar ja, en ek dink daai van wat my altyd seën vir jou. Sien jy my regtig of ja, dis daar's ja, ek wonder ek dink om op 'n Sondag hier te kom sit en te dink dit was genoeg vir die res van die week is dalk een van ons brandoffers. Ja, of definitief. Te staan en te sing in die kerk en nie eers te weet wat jy sing nie. Dat dit nou maar net klaar kom dat die dominee kan begin preek dat ek aan huis toe gaan. Skaapbou te sneeuend. Ja. Nee, ek wonder baie daaroor. Dis 'n moeilike een want ons dit almal maar dit in ons lewens wat ons wil die boksies tik van as ek dit en dit doen dan is die Here gelukkig met my en dan gaan hy my vergewe, maar ja, daai vers 19 offers aan God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verpletterde hart sal u God nie minag nie. En ek dink dis vir my mooi en dis eintlik die boodskap uit die hele Psalm uit is die Here nooi ons uit om met daai gebrokenheid met ja, ons wat nie al die antwoorde het hier na hom toe te kom en te sê Here, ek het hulp nodig. Sal u my help. Nou kyk ons dit is my laaste. Ek dink ons sukkel in elk geval net met die ding om te sê help my. Ja. Ons sê nie ons is verkeerd nie en ons vra ook vir hulp nie. Ja. En hier's die magtige koning Dawid en hy sê ek kan dit nie op my eie doen nie, help my Here. Ja. En daar's 'n stuk van sy menswees wat ons baie by kan leer. Ja, definitief. Ja. Dankie. Sê vir ons afsluitende gebed hê. Sluit ons af. Dankie. Ja, ons Vader, dankie dat ons by Dawid kan stil staan en kan leer van 'n verhouding met U. 'n Opregte, eerlike verhouding met U, waar Dawid sy hart kom oopmaak en gebroke voor U kom staan omdat hy weet hy het verkeerd gedoen. Here, wil U deur U Heilige Gees ons kom bewus maak van die plekke waar ons leë brandoffers bring en wil U ons daarop wys sodat ons regtig nader aan U kan groei en meer opreg naby U kan lewe, dat ander dit ook uit ons lewens sal kan waarneem. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.